Ons is in week 4 van ons reeks oor Jakobus, James, en jy kan jou Bybel solank oopmaak by Jakobus 3. Ons gaan binnekort daar wees, maar ek wil dalk net vir jou vinnig terugvat, voor selfs oom Koos hulle gebore was, 1666. Ek is veilig daar, nee oom, julle was nog nie, maar 1666, is daar omtrent 350.000 mense in Londen in Engeland. Dit was die populasie van die stad. Dit het afgekom want in 1665 was daar 'n massiewe plaag wat 70.000 mense uitwis in Londen. En so 1666, 2 September, net na middernag, toe breek daar 'n brand uit in Londen, 'n vuur, wat vandag bekend staan as the Great Fire of London. 2 September breek dit uit, teen 5 September redelik onder beheer, omdat die ooswind gaan lê het wat hierdie vuur aangedryf het. Teen 6 September eers is die vuur geblus. Dit is nadat 2/3 of London destroyed. 2/3, 400 strate, 13.000 huise, 89 kerke en ook die St. Paul's Cathedral wat onder konstruksie was, het sulke hout installasies gehad waarop hulle werk teen die kant en natuurlik het dit baie lekker vlam gevat. Massive verwoesting. Iemand skryf wat dit gesien het op dag 1, hy beskryf 2 en 3 September die volgende: God, grant my eyes may never behold their like. So jy kan hoor, 1666. Now seeing above 10,000 houses all in one flame, the noise and the cracking and the thunder of impetuous flames, houses all in one flame, the shrieks of women and children, the hurry of people, the fall of tower, houses, churches. It was like a hideous storm, and the air all about so hot and inflamed that at last one was not able to approach it, so that they were forced to stand still and let the flames burn on, which they did for near 2 miles in length and 1 in breadth. The clouds of smoke were dismal and reached upon computation nearly 50 miles in length. Thus I left this afternoon, a resemblance of Sodom and the last day. En hierdie woorde, London was, but is no more. 2/3 van 'n stad word verwoes. Weet jy waar die vuur begin? Dit het begin in Pudding Lane, in 'n bakkery, die koning se bakker, wat 'n vonkie laat val het. Die broodoond was nie mooi geblus in daai dag nie. Toe val daar 'n vonkie uit, 1 vonkie, en 2/3 van Londen verwoes. Massive skade, 1 vonkie. Jakobus sê, die tong is ook 'n vuur. Nie net sê hy, die tong is 'n vuur nie, hy sê die tong is ontembaar, untamable, willer as die wildste perd. Die tong is 'n vuur, die tong is ontembaar, is gelyk aan the perfect storm. Ons woorde kan mense wat was, los op 'n plek waar hulle voel, I am no more. As die tong 'n vuur is, en die tong is untamable, waar los dit ons? Want Jakobus praat met Christene. Waar los dit ons? Wat moet ons doen? En as jy enigiets soos ek is, het jy dit al gevoel, dat hierdie tong is gif. En is asof hy 'n wil van sy het. Toe kom ons bid en dan hoor ons wat die woord vir ons sê vanoggend. Here,
Sal U ons asseblief vanoggend genadig wees. Sal U ons help verstaan wat die gewig van hierdie saak is, die grootheid van dit, dat ons nie net moet omgaan met woorde asof dit niks is nie. Here, sê vir ons en leer ons wat staan ons te doen. Hoe moet ons met hierdie tong te werk gaan? En ook dit wat aan ons gesê word, Here, help ons om dit reg te plaas. Here, mag U lig vanoggend skyn in ons donker harte en help ons om hierdie beter te verstaan. Amen. So Jakobus 3 vers 1 tot 12 is een van die 12 toesprake in Jakobus en hy eindig hom, kan vir jou bad news gee, nie noodwendig met die antwoord nie. Hy eindig met 'n diep conviction van ek is in die moeilikheid. Ons kom daarby uit. Vers 1 klink so: moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, Christene, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel sal word. Groter verantwoordelikheid is gelyk aan groter verantwoordbaarheid. Dis nie dat hy sê moenie leermeesters wees nie. Efesiërs 4, Romeine 12 praat van ons, dis 'n gawe wat God gee vir die kerk, maar om die kerk toe te rus en op te bou. In Jakobus se dag sou baie mense leermeesters wil wees vir status. Maar hy sê moenie almal dit wil wees nie, want daar's 'n groter mare, 'n strenger oordeel wat oor almal wat gemeentes lei en voorstaan en bedien en preek gaan wees. Daar's 'n ander ry eendag. Man, die vrees van die Here val oor my. Bid vir leiers. Almal van ons struikel tog dikwels, vers 2. Kan ons net gou dit herken? Hy sê nou net, moenie almal nie, want dis rof, en dan sê hy, as die leier van, een van die leiers van Jerusalem kerk, die vroeë kerk, sê hy, ons almal struikel. En struikel praat van sondig, dis die woord, ons mis die merk, ons val, ons struikel. As iemand nie met woorde struikel nie, het iemand nog nooit met woorde gestruikel nie. Ons het nou lekker gespot. As jy in die kar sit, manne, en die GPS is af, maar daar's 'n stem hier langs aan. Het jy al so gestruikel? Dan raak ons kwaad, man, taf. Jy weet waarvan ek praat, ek sien hoe lag julle. Almal van ons struikel, as iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Dan is jy Jesus. Ons gee net gou 'n oomblik. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n volmaakte man en daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. As ons wil groei uit 'n plek uit van struikel met die tong, moet ons begin by sê, man, ek struikel. Om dit toe te pleister, weg te steek of te maak of dit nie daar is nie net hoogmoedig nie, maar dit laat dit verder groei. En dit is nie lekker nie. Maar ek dink dis waar hierdie skrif begin. Almal van ons struikel met ons tong. Wat dit nie in ons moet doen nie, is die volgende. Het iemand dit al gesê? Ek is 'n venter en ons is net maar 'n bietjie vinnig met die tong. Het iemand dit al gesê? En dalk is jou van anders te so. Sit net jou eie van daarin. Dis wat nie moet gebeur as ons hierdie skrif lees nie. Wel, dis nou maar hoe ons is. Pas aan of pas op. Een van die twee. Wat hierdie skrif wel moet doen is, ons almal het sy genade nodig. Of jy hier staan of daar sit. Almal het sy genade, het baie genade op 'n groot skaal vinnig nodig in ons lewens, want om te struikel met woorde is nie 'n klein ding nie. Dis nie iets wat ons 'n waiver moet gee en sê, wel, ek is 'n Christen, maar ek gaan maar altyd met die kompartement sukkel nie. Dis 'n baie groot ding. In feite, hy sê, as jy nie struikel nie, dan is jy 'n volmaakte man, meaning, die teleios, vers hoofstuk 1:4, die proses waardeur God jou gevat het van heiligmaking,
is nou klaar. Jy's nou in die hemel. Jy is nou Jesus. Well done. So niemand van ons is daar nie. Maar as ek 'n treukie terugstap, dan sê ek, okay, my woorde vertel vir my waar ek is in die proses met heiligmaking. Dink gou daaraan. My woorde sê vir my iets waar ek is in die heiligmakingsproses. Enige iemand nodig om te groei? Ek maak koffie elke oggend vir my vrou en my, moenie jok nie. En deel van dit is regte melk, lekker melk, en die melk moet op 'n sekere temperatuur gestoom word. Tussen 60 en 70 grade Celsius, 65 prima. As jy oor dit gaan, Tony, dan raak die melk bitter. Hy verloor sy soetheid. Dis hoekom die baristas, het jy al gesien, hulle voel so. En so ek kan voel, ek is nou naby dit. Maar my vrou sit altyd daar koffie in die mikrogolfoon daarna. Sy sê, dis te koud. Dan sê ek wil nie jou melk opmors nie. Toe koop sy vir my hierdie dingetjie. Dis so 'n termometertjie wat hier inkom. En dan het hy so, sien jy die groen daar? Dit is die sweet spot, letterlik, dan is die melk nog soet. Dan moet ek ophou. Ek het altyd geraai, ek dink ons is naby dit, want ek raak nou cool, soos die ouens in die winkels, maar ek was verkeerd. Wat as ons dink ons is daar, maar ons is eintlik in die rooi hierso nog? Hoe sal ons weet waar ons is in ons groei, as ons nie een of ander maatstaf het, wat kan sê, waar is ek in my lewensgroei met die Here nie? Ek dink Jakobus sê vir ons, woorde is dit. Woorde is daai termometertjie, wat sê, hoeveel groei het ek nog oor? Wanneer laas het jy met woorde gestruikel? Jy hoef nie ver te dink nie. Iemand het eendag vir my gesê, of is 'n preek wat ek geluister het, so is nie myne nie, maar hy het gesê, dis toothpaste words. Dis woorde, en as jy kinders het, gaan jy dit verstaan, wat die goed so druk, die tandepaste, en dit kan nie weer terug nie. Dit lê nou daar. En maak nie saak hoe jy vir die kinders sê, Dalton, druk hom saggies hier agter, en werk, en dis uit. Jy kan dit nie weer terug. Ons woorde is baie keer so, tandepaste woorde. Dis woorde wat skerp is, dis woorde wat seermaak, of dis kortsluiting woorde, ek het nie gedink hieroor nie, maar ek het net gesê. Alles van dit, en miskien het iemand dit vir jou al gesê. Miskien was jy onlangs aan die ontvangkant van sulke tandepaste woorde, sulke skerp woorde. Almal het gelag, en jy het saam gelag, maar uiteindelik soos, daai was in die siel in. Het julle dit al beleef? En miskien hond dit jou vandag nog, miskien is dit lang terug met jou gebeur, en jy sal dus verstaan, wat is die krag van woorde. Vers 3 en 4 sê, ons sit stange in perde se bekke. Weet jy wat is die gemiddelde stang se gewig? Ek het gegoogel. 60 tot 90 gram, net daai stangetjie, daai voorste dingetjie, as ek reg, dis 'n stang. Ek het so gehoop ek is reg. En sê 100 gram. Gemiddelde perd weeg 500 kilogram, sê Google. Ons gaan met 500. 100 gram beheer 500.000 gram. Dis die beginsel wat hy vir ons uitlig. Ons sit stange in perde se bekke sodat hulle ons gehoorsaam, en daarmee stuur ons hulle hele liggaam. Kyk selfs skepe. Hoewel hulle so groot is en deur 'n ewige winde aangedryf word, word dit met 'n klein roer gestuur na waar die stuurman dit wil hê. Dis die konsep van ietsie kleins het 'n disproporsionele groot invloed op 'n groter. Ons verstaan dit in die natuur. Ons verstaan dit met perd, ons verstaan dit met 'n skip. Ons verstaan dit as jy swak op moon toe ry. Niemand gaan net in die kar ewe skielik die stuurwiel so maak nie, al is hy klein, dit het 'n massiewe groot invloed. Ons verstaan dit, en daarom moet jy 'n lisensie hê om te bestuur, en soms dink ek het ons 'n lisensie nodig om te. Ons verstaan dit, en dan sê hy vir ons die volgende,
so is die tong ook. Presies so. Klein met 'n disproporsionele groot invloed. So is die tong ook 'n klein ledemaat wat op groot dinge roem, meaning die tong kan verskriklik boast, hoogmoedig wees, spog. En jy sien dit in jou kinders van kleins af. Dis ingebore in ons sondige natuur. Papa, check hoe sterk is ek is die sterkste. Ek is amazing. Maar jy is 3 jaar oud. Dis in ons natuur hierdie. Dan sê hy die volgende, kyk watter vuurtjie, klein vuurtjie, steek 'n groot hoop hout aan die brand. Baie vertalings sê, kyk wat se vonkie, onthou jy die vuur in Londen, 'n vonkie, steek die hele woud aan die brand. Die woorde van mense het disproporsionele krag en invloed. 1 teen 500.000, 1 teen 5.000. Hierdie idee van 'n klein vonkie wat die hele woud aan die brand steek, sê vir ons nommer 1, die verwoestende aard van sonde. My sonde beïnvloed nooit net my nie. Dit sal die om my ook beïnvloed. En soveel te meer met woorde. Klein woordjie, 'n vonkie hier, 'n lelike woord hier, 'n afbreekende woord hier, kan momentum opbou in 'n lewe. Nie net daar nie, hier. Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van 'n world of unrighteousness. Hier's wat dit beteken. Die tong express die sondigheid van die mens. Hy gee uit, as jy wil weet hoe sondig jy is, rekord jouself vir 'n week. Luister dit terug en die wêreldse sonde sal jy daarin vind. Dis die sondige natuur, ons sien dit in ons tonge, dis wat daai skrif sê. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam. Hoe is dit wat hier uitkom? Hoe kan dit ons hele liggaam beïnvloed? Besoedel. Dis hoe erg hierdie saak is. Dis nie maar ligte of struikelwoorde nie, dis besoedelende woorde. En God is so ernstig oor dit, dat hy sê, Christene, die manier hoe jy praat, kan ons verhouding beïnvloed. Kan ons verhouding beïnvloed. Kan maak dat ek jou gebede nie hoor nie. Dit is die konsep van in die Ou Testament, as ek aan iets onrein gevat het, dan is die heel onrein gewees. Dis daai Ou Testamentiese konsep met ons woorde. Dis hoe ernstig hierdie saak is, en dit laat my vorentoe sit, soos, Here, uiteindelik moet ek doen wat daar gestaan het in hoofstuk 1. Wees flink om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Daai is neefie en niggie, vinnig praat, vinnig kwaad word. Boetie en sussie, hulle hardloop saam. Matteus 15, hy is nie daarop nie, sê 15:11, dis nie wat by die mond ingaan wat 'n mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein. Dan gaan ons vers aan, dit steek die hele lewensloop aan die brand. Imagine gou net vir 'n oomblik dit, my woorde kan my hele lewensloop aan die brand steek. A great fire of London kan hier begin, omdat ek hier iets sê. Dit steek die hele lewensloop aan die brand en word uit Gehenna aangesteek. Dit was 'n vallei buite Jerusalem, simbolies van die hel. Jou tong as Christen, wanneer jy struikel, die oorsprong van die lelike woorde is uit die hel. Thanks Jakobus. Dankie dat jy ons so bemoedig vandag. Geweet, jy gaan iewers vir my kom. Maar dit skep vir my net 'n prentjie van die ernstigheid van hierdie.
Dit kan die hele lewensloop aan die brand steek. Die woord lewensloop simboliseer of praat uitlink van 'n wiel. Beteken jou tong is in die middel en dit het 'n invloed op alles. Van jongs tot oud. Dit kan als verander. Dit kan 'n groot verwoestende saak raak. En dit help my as ek dink aan 'n fietswiel. Miskien as toe jy jonk was, het jy dit gedoen, jou fiets onderste bo gesit, iemand dit gedoen, dan moet jy die band ruil, en as hy geruil is, dan wat doen jy? Jy gee hom so een spin. Dis 'n struikelwoord. Dit sit 'n force in jou lewe aan die gang. Een struikelwoord. En as ek dit unchecked los, as ek dit los, soos daai vonkie in Pudding Lane wat gelos is, dan kom daar nog. En hierdie ding bou soveel momentum en force op, dat dit als verwoes en moeilik is om te stop. As jy so 'n fietswiel gespin het, dan weet jy stop hom nie so nie. Jy stop hom gou daar met die rem daaronder. Een unchecked struikelwoord begin iets in ons lewe. En jy het dit al agtergekom, die volgende keer is makliker en groter. En dan kom jy op 'n plek, maar hoe het ons hier uitgekom? Dit het iewers begin en it was unchecked. Ek dink dis hoekom die woord van ons sê, ons moenie kwaad gaan slaap nie. Daar's iets wat aan die gang gesit is. Sulke verwoestende woorde het al huwelike verwoes. Het al families laat uitmekaar spat. Het al kontinente geskit. Het al oorloë begin. Het iemand vir jou dalk al sulke woorde gesê? En dalk is dit lank terug gewees, maar eerlikwaar is daai goed nog hier in die sielgange. Jy onthou dit. Men, jy sal dit nooit maak nie. Dalk was jy die stout ouetjie in die klas. Jou lewe sal altyd swaar kry in hê. Men, jy gaan nog baie swaar kry. Man, hierdie werk wat jy doen, dit sal jou doodmaak. Jy weet wat dit doen in ons siele. Vers 7 sê, want elke soort wilde dier en voël, kruipende dier en seedier word en is getem deur die mensdom. In daai dag was dit 'n ding van status. As 'n keiser 'n makleeu het, dan wys ek jou, ek het autoriteit oor hierdie leeu of hierdie olifant en ek wys dit vir almal. Kyk hoe amazing is ek. Status. Hulle sou dit verstaan het. En dan sê hy hierdie volgende, maar geen mens kan die tong tem nie. Daai dingetjie. Well done, leeu's, olifante, maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n onbestendige kwaad, meaning dit is heeltyd gereed om evil te praat. Dit het die potensiaal vir evil. Vol dodelike gif. Dit kan geestelike dood en verhoudingsdood veroorsaak. Waar los dit ons, as Jakobus sê, ons kan dit nie tem nie? Wat moet ons met hierdie woorde doen? As jy enigiets van die evangelie weet, dan weet jy, daar kan nie twee slagoffers wees in die evangelie nie. Ek kan nie die ultimate slagoffer vir my tong wees nie, want Jesus was die ultimate slagoffer. Hy het gesterf. So iets daar moet ons uitvind, want ek kan nie net sê, wel, dis hoe dit is nie. Ek kan nie 'n waiver gee vir my woorde en sê, okay, dis hoe ons maar nou eendag hemel toe gaan, die Here vergewe my. Dit moet in ons iets opwek van afhanklikheid. Galasiërs 5 praat van die vrug van die Gees. En een van daai vrug van die Gees is selfbeheersing. As hierdie ons nie vat na 'n plek toe en sê, Here, ek kan nie. Ek het nie hierdie mag nie. Ek het nie hierdie autoriteit nie. 'n Mens kan nie die tong tem nie. Maar wat vir mens onmoontlik is vir God moontlik.
En God wys dit in Jesus waar hy byvoorbeeld 'n willesstorm stop met een woord. Hy het die autoriteit vir dit, waar hy 'n man vol demone wat wild is, stop. Boom. Dis al hoe die mens beheer kry van die tong. As ons sê, Here, ek het nie nodig, kom help my. Ek het probeer, ek het geval. Ek is menslik. Vers 9 sê, daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is. Die tong is die primêre voertuig van seëning en vervloeking. Hy het die potensiaal om baie effektief te wees met beide. Ons loof hom hier, ons praat goed van hom hier, en dan gaan vervloek ons 'n mens, en is dubbel erg, sê die skrif, want hierdie mens is gemaak na die beeld van God. Meaning, ek is nie net disrespectful hier nie, ek is disrespectful teenoor God. Mens probeer dit vir jou kinders leer, jy probeer dit oor en oor indrul, want jy begin dit besef, en dan sê hy hierdie, uit dieselfde mond kom seën en vervloeking, dit, my broers, behoort nie so te wees nie. Die opdrag vir moenie struikel met jou woorde nie, is net aan Christene gesê. Dit, my broers, hoort nie so hier nie. Daar buite onmoontlik. As jy nie in Christus en Christus in jou nie, hierdie is nie vir jou nie. Jy gaan struikel. Hier sê dit, broers, dit hoort nie so by ons te wees nie. 'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en bitter water uitborrel nie. 'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brakfontein kan ook nie soet water gee nie. En hy's klaar. Hy los dit daar, en hy gaan na die volgende punt toe. Wat moet ek met dit doen? Jakobus, jy het nie heeltemal vir my die antwoord gegee nie. Jy het my net gewys, die probleem wat ek altyd dink is ekstern, is eintlik, hy praat van die bron. Niemand van ons verwag bitter en soet water uit dieselfde fontein nie. Niemand van ons verwag iets anders as vye op 'n vyeboom nie. Hy wys na ons harte. En hy sê, daar is ons probleem. Waarvan die hart van vol is, sal die mond van oorloop. Hierdie woorde, struikelwoorde van ons bron, is iewers binne in ons siele, ons liggaam. Kan ek jou vra, wat vloei in jou hart in? Wat laat jy, Spreuke sê vir ons, guard your heart. Sit fences om dit. Want jou hele lewe vloei uit dit uit. Wat laat jy toe om in jou siel te kom? As daar selfsug is, as daar my program is, al daai goed, vrees, al daai goed, dit gaan 'n uitloop hê in ons woorde. Dit wys vir ons, wat hier uitborrel, wys vir ons wat is in die bottel. Dit is altyd die geval. Miskien moet ons minder sepies kyk. Want soms het ons tonge van daai sepies nodig, nê? Het julle ook sepies gekry in die tong? Ons het peper en sepies gekry. Seep in die tong, het jou mooi jou mond skoon gewas, Dalton. Of jy hierdie vers lees. Lukas 6 vers 43 sê elke boom dra nie, 'n goeie boom dra nie slegte vrugte nie. 'n Slegte boom dra weer nie goeie vrugte nie. Elke boom word aan sy vrug geken. Dit is so duidelik soos dit. Ek wil dit nie so duidelik hê nie, maar die skrif maak dit heel duidelik vir ons. Van 'n doringstruik pluk mens tog nie 'n vye of 'n doringbos 'n tros druiwe nie. 'n Goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die goeie skatkamer van sy hart. 'n Slegte mens bring die slegte voort uit die slegheid wat in hom is, want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Toe ek aan hierdie dink,
kom ek met een antwoord op. Wat is die antwoord vir ons ontembare tonge? Jy kan die volgende een opsit. Die Almagtige, die een wat alle autoriteit het, moet ingryp in my lewe. Dit is te groot vir my, ek het nie die autoriteit nie, ek het nie die mag nie. En ek weet baie van ons sit op 'n plek waar ons voel, maar hoe doen ek dit? Hoe begin ek oorgee? Hoe vra ek, Here, gryp in? Want dit gaan nou al so lank, daai wiel het nou al soveel momentum gekry. In fact, my kinders begin al met ander maatjies so praat, want daai ding rol nou. Johannes 7 vers 37 sê, op die laaste dag, die groot dag van die hittefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Dit begin by 'n persoonlike verhouding met die Here. Daar is geen ander manier nie om die tong te tem nie, behalwe die bron moet verander, sodat die uitvloei kan verander. En hy praat van die Heilige Gees, hy praat van vrug in hierdie konteks. En ek sluit af met hierdie vers uit Jeremia 2. Want 2 wandade het my volk gepleeg. En ek lees dit vir jou na daai vers, want hoor die fontein van lewende water, het hulle verlaat. Is jy nog by die Here? Is jy in jou woord? Is jy besig om waarheid van bo in jou lewe in te kry, dit te hoor en te doen en te eet? Of het jy dalk die fontein verlaat? Die antieke Midde-Ooste het 3 maniere gehad om water te kry. Die eerste ene is genoem lewende water. Dit was 'n fontein of 'n stroom, lewende water. Die tweede manier was 'n put, 'n well. Die derde manier was 'n opgaartank of 'n cistern, 'n ding wat hulle onder die grond gegrawe het, en dit sou water opgevang het wat oor die grond geloop het, so nie skoon nie. Vir watse water settel jy? Want hy sê hierso, hulle lewende water verlaat, hulle het verlaat om hulle opgaarputte uit te kap, iets self gaan probeer doen, gebarste opgaarputte wat nie water kan hou nie. Dit gaan nie lewe bring nie, dit gaan nie vrug bring nie. En al wat die Here van ons vanoggend uitdink sê is, hey, drink jy nog van my? Is jy nog op jou knieë voor my? Want as jy is, jou woorde is 'n vrug, dis 'n uitloop. Ek sal dit vir jou verander. En dis al wat ons wil oorbid vanoggend, is dalk is jy daar waar jy gesê het, Here, ek weet van U, ek het alles, maar ek het 'n bietjie weggetree. Ek is nie meer by U en drink by U in verhouding elke dag nie. Die Here wil dit bloot kom herstel, hy wil jou veroordeling wegvat en 'n nuwe vrug gee. Lewende water. So kom ons maak ons oë toe en ons bid bloot oor dit vanoggend en vertrou die Here dat ons meer soos hy sal word. Want die mense was verbaas oor Jesus se woorde. Daar staan, dit was aangename woorde. Gracious words. Vir elke Christen wat wil groei in ons woorde, kyk na Jesus. Here, sal U vanoggend vir ons almal kom help. Here, want ek dink ons almal sukkel hiermee. Ons erken dit vanoggend, Here. Ons wil graag U eer ook met wat ons sê. Here, mag ons nie 'n gesplete tong hê wat loof maar ook vervloek nie. Here, U het ons gemaak om U te geniet, om U te aanbid, om U groot te maak, om U te eer. Dis waarvoor ons tonge bestaan. Here, help ons om weer by U voete te kom sit. Intimiteit met U te beleef. Here, was ons weer van vooraf, vul ons op met U Gees.
Here, vergewe ons daar waar ons eie planne gaan maak. Hoe gaan ons ophou met hierdie? Here, U uitnodiging is bloot vanoggend. Almal wat dors is, kom. Dis dit. Here, en die goedheid van daai woorde sal ons nooit verstaan nie. Hoe U ons nie wegjaag nie, hoe U ons nie nou wegstoot nie, net sê kom. Al die veroordeling is op Jesus geplaas. Jy kan kom en drink. En ek wil ook tog bid vir mense wat woorde in hulle het, wat gesê is oor jou lewe. Man, en jy, voel jy dit daar gelos? Maar as die hitte opgedraai word, as dit sleg gaan by die werk, as dit taaf gaan in jou emosies, dan kom daai woorde terug. Hey, dalk sal hierdie ding my verwoes, soos hulle gesê het. Hey, dalk sal my lewe tot niks gaan nie. Ons wil vanoggend daai woorde kom breek. So maak net jou oë toe, en as jy daar is, en is gewoonlik iemand wat naby jou is. Dis gewoonlik iemand naby jou wat hierdie woorde uit jou wat oor jou gespreek is. If you there, wil jy net kyk, dan bid ons saam. Ek jou net sien. Yes. Yes. Dankie. Goed, ons gaan saam bid. Dankie. Here, vanoggend nommer 1, spreek ons daai mense bloot vry. U het gesê ons moet vergewe. Here, ons kies om dit te doen. Vanoggend, Here, sê ons ook daai woorde sal nie vorentoe impak op enigeen van ons hê nie. En ook as jy oor jou kinders iets gesê het, gaan sê vandag jammer. Hê 'n oomblik voor middagete en gaan sit sommer net en sê jammer. Maar Here, ons breek daai woorde en ons wil vanoggend 1 Petrus 2 vers 9 oor ons almal hierso uitspreek. But you are a chosen people. God het jou gekies. A royal priesthood, 'n koninklike priesterdom, gekies en koninklik, a holy nation. En hy sê dit vir nie Jode nie. Hy sê dit vir mense wat bloot hulle geloof in Jesus gesit het. God's special possession. Man, hoe moeilik is dit om te glo? Here, help ons om dit te glo. En dan is hier 'n rede. That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Here, dankie dat U ons nie net oor ons spreek nie, maar ons wil gebruik ook. Om lewe te spreek met ons monde. Gebruik ons hierdie week, Here, in plaas van te breek, om te bou. In plaas van waar ons iemand ons irriteer, Here, help ons om U image te vind in hulle en iets goeds te sê. Here, dis hoe ons teen hierdie ding kan oorlog maak. Gebruik ons om bouers te wees en nie brekers te wees nie. En almal sê amen. Amen. En ek stuur jou uit met die uitdaging. Gaan soek iets in iemand en sê vir hulle iets goeds. Gebruik die tong waarvoor God dit gemaak het om op te bou.